Die Nuwe Testament. Wanneer jy 'n Bybel by die inhoudsopgawe oopmaak, sal jy sien dit bestaan uit twee groot versamelings, die Ou en Nuwe Testamente. Die Woord Testament verwys na 'n verbondsvernootskap, en dis waaroor albei hierdie versamelings gaan. En hulle vertel een uitsonderlike groot en komplekse storie van God se verbondsverhouding met Israel en die hele mensdom. In die Joodse tradisie word die Ou Testament ook Tenach genoem. Dis 'n verenigde papierrolversameling van 39 Israelitiese tekste wat oor meer as 1000 jaar saamgestel is. In teenstelling hiermee het die 27 boeke van die Nuwe Testament almal binne 30 tot 40 jaar van mekaar tot stand gekom. Hulle is almal deur die eerste generasie volgelinge van Jesus geskryf. Al van vroeg af het die Christengemeenskappe begin om hierdie tekste te versamel en te lees saam met die Ou Testament as een verenigde verhaal wat ons na Jesus lei. Die Nuwe Testament begin met 4 narratiewe boeke en saam word hulle die evangelie genoem. Narratiewe boeke beteken boeke wat die storie van iets of iemand vertel. In hierdie geval vertel hulle die verhaal van Jesus van Nasaret se lewe, dood en opstanding as 'n aankondiging van goeie nuus. Hulle word gevolg deur 'n 5de narratiewe boek wat die handeling van die apostels genoem word. Hier roep die opgestane Jesus die apostels op, 'n woord wat beteken die gestuurdes, wat as verteenwoordigers van Jesus aangestel is om die goeie nuus oor hom deur die hele antieke wêreld te versprei. Na Handelinge volg 'n versameling briewe van die apostels. Hulle is geskryf om onderrig en leiding te gee aan plaaslike gemeenskappe van Jesus se volgelinge wat kerke genoem word. Daar is 13 briewe wat aan die apostel Paulus gekoppel word, en hulle is nie gerangskik in die volgorde waarin hulle geskryf is nie, maar eerder van die langste tot die kortste. Dan is daar 'n brief aan die Hebreërs, wat geskryf is deur 'n goeie medewerker van die apostels, waarvan die naam nie bekend is nie. Hierna is die briewe van Jakobus, Judas, Petrus en Johannes. 2 was broers van Jesus en 2 was van sy eerste volgelinge. Die laaste Nuwe Testamentiese boek is die Openbaring, 'n brief wat aan 7 kerke gestuur is en 'n profetiese woord van uitdagende troos aan al Jesus se volgelinge openbaar. So dis die boeke van die Nuwe Testament. Maar waaroor gaan hulle en hoe koppel hulle met die Ou Testament om een verenigde storie te vorm? Dink so daaraan. Die Bybel is een lang uitsonderlike groot verhaal met verskeie bewegings of dele. Die Ou Testament vertel die eerste reeks daarvan, wat jou alles gee wat jy nodig het om die verhaal wat volg te begryp. Die kerntemas en verhaalkonflik is gerangskik in ontwerppatrone. Dan word dit alles in die Nuwe Testament opgetel en vorentoe gedra in die verhaal se hoogtepunt in Jesus. Kom ek wys jou wat ek bedoel. Die eerste deel is oor God en die hele mensdom. God gee 'n mooi tuinpaleis vir mense wie gemaak is om God se vennote te wees, om oor die wêreld te heers. Maar die mens is dwaas, en hulle gee toe aan 'n donker verleiding en rebelleer teen God se wysheid. Daarom word hulle uitgedryf in 'n wildernis waar hulle begin om mekaar dood te maak. Hulle bou stede wat hulle selfsug en onderdrukking versprei, en mettertyd lei dit tot die groot slegte stad van Babylon. Maar God het die wêreld lief en sy dwaase mens. So hy stel 'n reddingsplan in plek deur die koms van 'n nuwe mens te beloof, wat hierdie bose wat ons in selfvernietiging ingelok het, sal vernietig. Die volgende deel van die Bybelse verhaal gaan oor God en Israel, en dit ontwikkel die temas en patrone van die eerste deel. God roep 'n nuwe mensdom uit Babylon, na 'n mooi tuinland, Abraham, Sara en sy afstammeling, die Israeliete. God beloof deur hulle sal goddelike seën aan die nasies herstel word. Sekerlik is hierdie die nuwe mense waarvoor ons wag, maar die Israeliete herhaal die mensdom se rebellie teen God. Hulle bou hulle eie gewelddadige stede wat tot selfvernietiging lei en word weer verban na Babylon. Maar God staan by sy belofte dat die nuwe mens uit Abraham se nageslag sal kom. Dit sal 'n priesterkoning wees wat beide Israel en die mensdom van Babylon sal moet red om God se seën aan die wêreld te herstel. Let nou op hoe hierdie twee dele ontwerp is volgens dieselfde patroon. Die tweede deel is 'n langer en meer gewelddadige weergawe van die eerste, en saam verken hulle die tragiese menslike toestand, maar hulle beklemtoon ook God se belofte, wat verder ontwikkel word in die volgende deel, die Ou Testamentiese profete en digters. Die profete beskuldig Israel en alle nasies van hulle boosheid, en hulle kondig aan dat God self sal kom om die dag van die Here te bring en die wêreld van Babylon sal bevry. Hy sal dit deur 'n beloofde koninklike priester doen wat soos 'n slaaf gaan ly en vir die sondes van Israel en die hele mensdom sal sterf, maar dan verheerlik sal word as koning oor alle nasies.
Hy sal ander ook roep om Babylon te verlaat en by 'n nuwe verbondsvolk aan te sluit, wat God se vennote sal wees om oor 'n nuwe Jerusalem te heers. Dit is oor 'n nuwe skepping. Die Ou Testament eindig met 'n verwagting dat 'n nuwe deel van die verhaal gaan begin. En as jy omblaai na die Nuwe Testament, is dit dieselfde verhaal wat nou in Jesus voortgesit word. Kom ons kyk hoe. Die 4 evangelies stel Jesus van Nasaret voor as beide die beloofde seun van Abraham, wie God se seën aan die nasie sal herstel, en ook as daai nuwe mens wat boosheid sal oorwin en die mensdom sal herstel om in vennootskap met God te wees. So Jesus word voorgestel as 'n mens en meer. So ver as wat hy gaan, het hy die koms van God se beloofde koninkryk aangekondig en hy het gepraat en opgetree asof hy Israel se goddelike koning was. Maar in plaas daarvan om homself koning te noem, verwys Jesus na homself as die seun van die mens. Dit is die menslike een wat soos 'n dienaar sal optree. Die evangelies maak aanspraak daarop dat in Jesus die God van Israel, die getroue Israeliet en die ware mens geword het, wat ons almal veronderstel was om te wees, maar waarmee ons misluk het. Jesus se missie was om daardie donker bose wat onder die mensdom se boosheid wegkruip, wat ons in selfsug, geweld en die dood inlei, te konfronteer. Maar hoe oorwin jy daardie tipe boosheid? Die verrassende antwoord in die evangelies is dat Jesus ons boosheid oorwin het deur dit toe te laat om hom dood te maak op sy vreemde troon, naamlik die kruis, waar Jesus vir die mensdom se boosheid en sonde gesterf het. En dis waar hy uitgeleef het wat hy ander geleer het, dat vreedsaamheid, vergifnis en selfopofferende liefde die kragtigste dinge in die heelal is. En omdat God se liefde vir sy wêreld sterker is as die bose of die dood, is Jesus opgewek tot nuwe lewe as die prototipe van 'n nuwe mensdom. En dit bring ons by die verhaal van Handelinge. Deur die Gees bekragtig God Jesus se volgelinge om die lewe en liefde van Jesus te versprei die wêreld in, terwyl hulle mense nooi om hulle ou mensheid te verlaat en by Jesus se multi-etniese familie aan te sluit, die nuwe mensdom. Dit is waar die briewe van die apostels by die storie inpas. Hier praat die apostels met die vroeg Christelike gemeenskappe en hulle wys hoe die goeie nuus oor die opgestane koning Jesus die geskiedenis verander en veronderstel is om elke deel van ons lewens nuwe vorm te gee. Hulle verduidelik ook wat die goeie nuus is, deur aanhoudend te verwys na stories van die Ou Testament en die stories van Jesus, en wys ons hoe ons eie lewensverhale moet sien as deel van die groot Bybelse verhaal. So die hele mensdom is vasgevang in 'n Babyloniese ballingskap, maar Jesus het gekom om 'n nuwe huis te skep. Ons lewe almal in verskillende soorte Egiptiese slawerny van selfsug en sonde, maar Jesus het as die paaslam gesterf om ons vry te maak vir die beloofde land. Ons ou mensheid is bestem vir die stof van die dood, maar Jesus se opstanding het 'n nuwe toekoms vir 'n nuwe mensdom oopgemaak. Ons leef hier in die huidige bose era, maar deur Jesus en die Gees het 'n nuwe skepping hier en nou oopgebreek. Dit lei ons na die boek van Openbaring, waar die hele Bybelse verhaal bymekaar kom in sterk simboliek en beeldspraak. Jesus word voorgestel as 'n geslagte, bloedbevlekte lam wat verhoog word as die goddelike koning van die wêreld. Hy lei sy kinders uit slawerny en ballingskap in Babylon. En soos hulle Babylon se invloed teenstaan, moet hulle dalk saam met hulle geslagte leiers swaar kry. Maar as jy die opgestane koning volg, kan nie eers die dood die koms van die nuwe skepping keer nie, wat hier as 'n nuwe Jerusalem tuintempel voorgestel word, die ware huis van die mensdom na hulle lang ballingskap. Op die laaste bladsy van die Bybel word die hemel en die aarde weer verenig en die nuwe mense neem die taak wat met die eerste bladsy van die Bybel vir hulle gegee is op, om die wêreld saam te regeer in die liefde en krag van God. Die Nuwe Testament is 'n besonderse versameling van dokumente. Hulle verteenwoordig die getuienis van die apostels, wat die opgestane Jesus self vir ons uitwys. En deur God se Gees het hierdie menslike woorde van die 1ste tot die 21ste eeu 'n goddelike woord van hoop gespreek. Elke boek wys hoe God deur Jesus en die Gees ons wêreld lei na sy eintlike doel en 'n nuwe skepping. En so is die verhaal se einde in werklikheid die begin van 'n nuwe storie wat nog vertel moet word. En dis waaroor die Nuwe Testament eintlik gaan.